Give me oil in my lamp, keep me burning. Diese lampies brand nog. Oep so, prys die Here. Het jy genoeg olie? Dis eintlik die vraag, het jy genoeg? Tot Jesus kom. Sien jy nog uit na daardie dag dat Jesus kom? Amen. Is jy opgewonde? Die jong mense sê, is jy excited? As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy oopmaak daar by Matteus 25. Matteus 25. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met 13. As jy nie jou Bybel by jou het nie, en of jy wil hom nie uithaal nie, dan is dit ook daar op die bord vir jou om saam te lees. Matteus 25 vanaf vers 1 tot 13. En dit sê in die ou vertaling, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al hierdie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkoper en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. En hier kom vers 13 en dit is die gedagte wat Jesus wil deel rondom hierdie gelykenis. Hy sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Dit is dit wat die Here vir ons wil leer uit hierdie gedeelte is waar. Wees gereed. Want hy kom, dit is 'n belofte. Dit is nie 'n miskien nie, is nie 'n dalk nie. Hy sê mense ken dat hy sou lieg nie. Hy is God en hy's 'n waarmaker van sy woord en hy het gesê hy gaan terugkom. Hy gaan om ons 'n plek voor te berei, ons het donderdag aand gehoor, maar hy kom ook terug om ons te kom haal, om die bruid te kom haal. My en jou werk is om te waak. Baie keer gaan nog 'n woordjie saam met hierdie woord, waak en bid. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Nou Markus 13 vanaf vers 36 sê ook, waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. In die aand, of middernag, of met die hanekraai, of vroeg in die môre. Waak, dat hy nie miskien, het ek net weer daar, vers 36, dat hy nie miskien skielik kom, en julle aan die slaap vind nie. In vers 37 sê, en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, en dan sal weer 'n woordjie, waak met 'n uitroepteken. Waak. Nou Jesus, en ek glo almal van ons wat hier so sit, as ek so sker, ek sien niemand nie vanmôre wat ek nie ken nie, so ek weet dat julle weet, die bruidegom is Jesus Christus. Ons glo dit vanmôre. En ons lees dit so baie in die woord van die Here, waar hy homself ook vergelyk met die bruidegom. Die bruidegom is Jesus Christus van Nasaret.
En daar is nie 'n ander Christus nie. En die woord sê vir ons, net in die hoofstuk voor hoofstuk 25 van Matteus, sê ook, daar sal baie vals Christusse kom. En hulle gaan wonders en tekens doen, hulle gaan mense mislei, maar die ware bruidegom is Jesus Christus van Nasaret. Die een wat aarde toe gekom het, deur die maagd Maria gebore is, en vir ons kom sterf het aan die kruis. Hierdie 10 maagde verteenwoordig dan belyde Christene. Almal van ons wat hier so sit, glo ek, as ek jou nou vra, jy jou hart vir die Here gee, as jy 'n Christen, gaan jou hand opsteek. So dit maak jou 'n maagd, openlik. Dit beteken jy is rein, and you are set apart for the groom. Net vir hom alleen. Al 10 hierdie maagde het geglo daar's 'n bruidegom wat kom. Hulle het gereed gemaak. Hulle het gewag, hulle het hulle lampies gevat, en al 10 het lampies gehad, nie net 5 van hulle nie. 10 van hulle het olie gehad, maar net 5 van hulle het genoeg gehad, extra gehad, saam met hulle. Al 10 het aan die slaap geraak, maar net 5 het op die einde van die dag ingegaan. Ek glo as ek kyk na die kerk in Hebreë, is die kerk in 'n tyd waar ons slaap. En ons kan dit sien aan die kerk se aksies en dade. Nou moenie nou op jou perdjie spring en sê, pastoor, ek slaap nie. So jy praat nie nou vanmôre met my, en as ek met jou praat nie, dan is tussen jou en die Here, dan is ek baie bly jy's wakker, en ek's bly jy's gereed. Ons moet gereed wees, dis wat die woord van die Here is vir ons. Maar as ons kyk na die kerk in die globaal, en as ook weer te sê, elke kerk is na die slaap. Hoor my vanmôre asseblief. Die kerk is in die slaap. En die goeie is, die wat voorberei was, die wyses was ook in die slaap, want die bruidegom het getalm. Hy sal seker wanneer die bruidegom kom. Nou in Joodse tradisies het dit so gewerk, dat baie keer het die bruidegom eers in die middernag gekom. So hulle het lampies nodig gehad om hom tegemoet te gaan, sodat die bruid ook weet, daar's lig. Waar kan sy gaan? Waar kan sy beweeg? Ek voel die kerk is aan die slaap, want ons is onbewus van wat die duiwel mee besig is rondom ons. Hy is hardwerkend. En ek dink nie, hy kruip meer weg, soos wat hy weggekruip het al 10 of 20 jaar terug nie. Hy weet, sy tyd is kort. En daarom werk hy al harder, om mense te mislei, en weg te hou van Jesus. Iemand wat aan die slaap is, en Jesus kom baie keer en hy sê dat jy moet wakker wees, jy moet waak en jy moet bid, want die vyand, die dief kom in die nag. As diewe vandag wat ook in die dag inbreek, hulle het die audacity om dit te doen. Maar as jy slim is, as jy 'n slim dief is, dan kom jy in die nag, want die mense is aan die slaap. En ek weet ons het ook ligte slapers, ek is een van hulle. Maar partykeer slaap ek so vas, dat ek nie eers weet as my vrou in die nag opstaan nie. Ander kere dan weet ek, as sy omdraai. My sussie is een van daai, jy kan 'n bom langs haar gooi, en sy gaan nie wakker word nie. Ek wil nou een aand, het my ma gesê, daar blykbaar 'n vrou oor die hek geklim, en sy was dronk of iets, en sy het geslaan teen die deur. Ek het daai aand so vas geslaap, dat ek van niks weet nie. 'n Slim dief sal in die nag kom, want hy weet, die mense slaap. Baie mense slaap, die kans dat iemand ook verby gaan loop, verby gaan ry en sien wat hy doen, is ook skraal. So hy kom in die nag, en Jesus sê dan, as jy wakker is, en jy waak, dan sal jy gereed wees vir hom. Jy sal sit en wag vir hom. En die kerk is aan die slaap, want die vyand sit deesdae ook in die kerk. So kom eers agter, die dief is in die huis nie. Hy het lankal ingekom, hy het lankal ingebreek, en wat sê die woord van die Here ook vir ons, dat toe die meester slaap, het die vyand gekom, en hy het onkruid gesaai. Dis wat die vyand doen, hy kom in, en hy saai onkruid tussen mense, in die gemeente, in die kerk, oor ons. En ons sien die gemeentes, die kerk word lauwarm, en ons verloor ons eerste liefde, ons spandeer nie meer tyd saam met die Here nie, ons bid nie meer nie, ons lees nie meer Bybel nie, ons praat nie eers meer eintlik oor sonde nie.
Ek onthou 'n tyd, toe die ou mense nog oor sonde gepraat het, en mense vrygekom het, waar as ek bang was om te sê, die Here sê, dit is reg en dit is verkeerd nie. Ons is te bang vandag om oor sekere goed te praat, want dan offend ons iemand. En hulle loop dalk en hulle gaan dalk na 'n volgende kerk toe, of hulle vat dalk hulle tiende, hulle betaal dinge in, of wat ook al nie. Ons is te bang om te sê, weet jy wat, dit wat jy doen in jou lewe is nie reg nie. Ek is bang ek offend iemand. Ek maak daardie persoon seer. En stadig maar seker kom die duiwel in en die kerk slaap. Ons is nie op ons hoede nie, ons staan nie gereed. 'n Kerk wat ook aan die slaap is 'n kerk wat distracted is. En een van die goed wat ek dink ons in hierdie tyd inbeweeg, is baie distractions. Ja. As ons kyk na die internet en dit wat gebeur, en ek dink dit kom al vir lank, dink amper dat dit begin na in 2020 met COVID. Soveel distractions, en dan stuur mense vir jou hierdie video aan, dan is dit fake, dis nie eens die waarheid nie. En die kerk en die mense het so besig geraak met nitty-gritty goed, in plaas van dat ons in die binnekamer kom, in the inner room, en hoor wat sê die Here, sit ons op Facebook, en ons sit op YouTube, en ons kyk wat die wêreld doen, en wat die wêreld eintlik vir ons voer, maar wat alleen is. En stadig maar seker weer stadig besig om te gebeur. En elke keer is daar iets wat in die wêreld gebeur, en dit is net om die kerk bietjie te distract, die wat slaap. En te sê, kyk hier, maar eintlik is die duiwel daar besig om te werk, maar ons is hier gefokus, want ons is nie een met die Here nie. Ons slaap, ons is nie wakker vir wat die duiwel besig is om te doen nie. As ons wakker was, sou ons gebid het, sou ons gewaarsku het teen al hierdie goed. So ons die tyd gemors het op sosiale media, met allerlei snerp en volknuus nie. Hoe maklik stuur die kerk nie vandag net voice notes aan nie. En dan 'n dag later, dan kom maar volgende een, sorry, daai voice note is al 10 jaar oud, of sorry nee, daai voice note is toe al die tyd fake gewees. Die duiwel hou ons besig, en ons kom nie meer in die binnekamer nie. Laat ons fokus op al hierdie dinge wat onnodig is. En Jesus sê ook in sy woord, dat in die laaste dae sal many will be deceived. Daar sal baie fake Christe of Christusse wees, wat sê, hulle is die Messias. Donderdag het ek gesê, al ons sal weet, of dit nou die regte Messias is, wanneer jy tyd saam met hom spandeer het, en wanneer jy hom ken, anders sal jy so maklik mislei word. En ek sien dit elke dag, want mense word so mislei deur leringe. Kyk YouTube, kyk hierdie preek, kyk daai ding, en vandag glo jy dit, en môre glo jy nou dit, want hierdie prediker het nou dit gesê, en dit sê, stem nou nie ooreen met wat daai sê nie. Wat sê Jesus? Wat sê sy woord? Ons is so distracted met alles. Ons leef in 'n tyd wat ons letterlik net ons foon kan optel. Ons het die hele Bybel, ons het inteendeel al die vertalings wat daar is, op een foon. Soveel preke, soveel pastore, soveel profete en apostels en mense na wie jy kan luister. Maar wanneer laas was jy in die binnekamer gewees en by hom en gesê, wat sê u? Dan sal ons nie so pap wees nie, en dan sal ons nie so aan die slaap wees nie, ons sal nie so distracted wees nie. Ek kan nie onthou, dink ek het dit iewers gedeel, dalk met iemand, dalk vergewe my as ek dit hier nou weer deel, maar die ou wat in Amerika probeer uitfigure het, hoe valse geld werk en hoe dit lyk, het ure spandeer met valsnote, gevoel, gekyk, in die lig gesit, en hy kon nie uitfigure nie, daar is nie 'n patroon regtig. Vir ure en dae het hy tyd spandeer met valse note, want hy wou expert in dit word. En hy besluit ook, hy gaan nou die tyd spandeer met die egte noot. Hou dit in die lig, voel dit, ruik dit, voel dit, gaan aan en toe begin hy die valse note so spot. Die vyand hou daarvan ons besig te hou met al die ander fake goed, en die goed wat nie Christus is nie. En ek sien die kerk, ons begin al hoe meer mekaar uithaal, en mekaar, ons beklei teenoor mekaar, en die een is nou vals, en daai is nou vals, en die een doen dit, en daai een doen dit. Ons is so besig om die fake deel te expose, dat ons nie meer weet wat is die real nie.
En ek wil vir jou sê, kerk, ek is nie die prediker wat vir jou gaan sê in hierdie gemeente, luister, ons moet fokus op hierdie eindtyd ding, en hierdie Openbaring 3 vers dit, en so, en Daniel, wat ook al nie. My work is to prepare you for the bridegroom. Your eyes should be on him. You should be in the inner room, spending time with him. Then you will not be deceived. Maar die vyand hou daarvan om ons besig te hou met die aardbewings en met die oorloë en met die AI en die aliens en al hierdie goed. Plaas van net om by hom te wees. Niks van hierdie goed van hom in elk geval onkant nie. Ek hoef dit ook nie te vrees nie, want die woord sê vir my, hy het reeds oorwin. En as dit die saak maak vir my ewigheid nie, hoekom dan tyd daaraan spandeer? Hoekom ure se video's en goed kyk op die internet wat nie saak maak nie, terwyl ek eerder daai tyd kan gebruik om in my binnekamer saam met hom te wees. En hy sal in elk geval vir my sê wat ek nodig het om te weet. Amen. Ons luister na die en daai en die een sê nie die Here kom nou oor 'n maand en die een sê die Here kom hierdie week en almal is so confused en elke keer hardloop ons na die volgende lering toe, maar wat sê Jesus? En al wat hy gesê het is waak. Wees gereed, want die tyd, die dag, die uur weet jy nie. 'n Kerk wat in die slaap is, beweeg nie. Ek weet daar's baie mense wat sleepwalk doen. 'n Kerk wat in die slaap is baie keer bewus, hulle is nie doelbewus van hulle aksies en goed. Hulle doen baie keer maar net goed, maar dit beteken ook maar net niks nie. Om besig te lyk, programme te hê, is geen intensie. Water wat stilstaan raak vrot, ons almal weet dit. 'n Kerk wat slaap is ook kwesbaar, vulnerable is die Engels. Vir valse lering. Jy soveel meer oop vir dit, en jy vat alles wat jy hoor. 'n Kerk wat slaap. Ek wil nie 'n kerk wees, ek wil nie 'n maagd wees of 'n Christen wees, 'n pastoor wees wat aan die slaap is nie. Ek wil wakker wees, ek wil gereed wees, ek wil waak en ek wil bidend bly. Elkeen van hulle het lampies gehad en hierdie lampies kan die uiterlike verteenwoordig. Almal van ons kan hier ons hande in die lug steek en ons kan halleluja sing, ons kan spring en ons kan dans en ons kan skree. Dis die uiterlike, maar die ware lig kom van die olie binne is. Alles kan goed en mooi lyk aan die buitekant, maar wat is in die hart? Wat is in die hart? Openbaring 3 vers 1 tot 3 sê, Here sê, ek ken jou werke. Dat jy die naam het dat jy leef. Ons kan soms sê dat jy dalk wakker is. Jy lyk wakker. Baie mense lyk wakker, maar hulle is nie. Hy sê, jy die naam dat jy leef, en jy is dood. Dis die realiteit. Dis wat God sien. En dan sê hy, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor en bewaar dit en bekeer jou. En as jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. En jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom. Die olie, daar is soveel goed rondom die olie, en een sê dis dit, en een sê dit beteken dit, en ons het elkeen ons eie opinie, maar as ek Matteus 25 lees, is die olie om gereed te wees, readiness, prepare for his coming, want dit is die boodskap, ook in die gelykenis voor dit, ook in die gelykenis na dit, al wat Jesus wil sê, al wat ek sê is, wees gereed. Maar ons as kinders van die Here, ons raak, wat is nou die virgins hierso, wat is die maagde? Jene, wat is hierdie ding nou hierso? Hier sê hulle mis dit. Al wat ek probeer sê, dit is waak, wees gereed. Ek kom, en jy moet gereed wees vir my koms. As ons vanmôre kan kyk, die olie symboliseer geestelike gereedheid.
Dis om waaksaam te wees, en hierdie woord in die oorspronklike beteken, dis om besonder wakker te wees. Besonder wakker te wees. Dit beteken om oplettend te wees, om te sien wat rondom jou gebeur, en wanneer die vyand inkom, om onkruid te staai, wanneer hy inkom om te deceive. Wees oplettend, en dan ook beteken dit om versigtig te wees. Dit beteken nie om vreesvol te wees, fearful, maar om versigtig te wees. Dit beteken om nie jou lewe in genot of bekommernis te verloor nie. Want party mense leef so vir die vlees en vir hierdie wêreld dat ons nie gereed is vir dit wat kom nie. Party mense is so bekommerd, hulle sit heeldag in angs oor die einde en al hierdie dinge wat hulle sien gebeur. Dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil nie hê sy kerk en sy bruid moet vrees vir die dag van môre nie. Nie vir wat, nou lees ons, ja, jy sal die merk ontvang op die hoof, op die voorkop, en as jy dit ontvang het nie, sal jy nie kan koop of verkoop nie. En dan begin mense ydel en bewe. Ons dien 'n God wat manna en kwartel uit die hemel uitgestuur het. Ons dien 'n God wat water uit 'n rots uitgetap het. Halleluja. Die innerlike olie om gereed te word kan ons alleenlik ook net kry deur om bidend te bly en deur die Heilige Gees se krag. Jesus het vir die disippels gesê, na die tyd, ek het ondergaan vir hulle gedeel, toe hy daar by hulle kom, hy bid, hy sê, Here, vat hierdie beker verby my, hy sê dan hierdie uur van nood. En ons is nou in 'n uur van nood. Jy sien dit dalk nog nie. Jou lewe is dalk nog baie gemaklik. Jy kan dalk nog al jou rekeninge betaal. Jy het dalk nog gewerk en alles voel seker in jou lewe. Ek wil vir jou sê, as ons nie by die Here bly nie, sal ons nie gereed wees vir dit wat kom nie. Amen. Mense se harte, sê die woord, sal ingee. Soos ons bidend bly, dis waar die krag lê. Daar's nie iets wat ek fisies kan doen om gereed te wees, behalwe om bidend te bly en staat te maak op die Heilige Gees se krag wat my help nie. Want ons is swak, ons is menslik, net soos hierdie 10 maagde en hulle het aan die slaap geraak. En ons kan almal aan die slaap raak, dis menslik. Ons kan almal op 'n plek kom dalk wat jy vra, Here, hoe lank nog? Dis menslik om baie keer dalk vreesvol te raak of te bekommer oor die dag van môre, maar daarom juist te meer moet jy waaksaam bly, bidend bly en saam met die Heilige Gees loop. Begin hierdie goed wegval. In die woord wees, bly bidend. Deursettingsvermoë. Ek sien die woord van die Here, as ek die woord van die Here lees, dan sien ek woorde soos bly. Bly in my, remain in me. Ek lees dat hy sê, volhard tot die einde toe. En hulle wat volhard tot die einde toe, Lukas 24 vers 13, sal gered word. Ek lees woorde soos endure. Hou vas. Hebreërs 2 vers 1, hou vas sodat jy nie wegdryf nie. And Jesus He is able to keep us. He is able to help us. Maar die voorwaarde van hierdie kontrak, van hierdie nuwe verbond is vir jou om te bly in hom. En dan is hy in staat om dit wat hy begin het klaar te maak. Jou werk is om te bly. Jou werk is om deursettingsvermoë te hê. Jou werk is om uithou vermoë te hê, aan te hou. Ten spyte van die suffering, ten spyte van die persecution, en daar gaan nog persecution kom. Ten spyte van al hierdie goedes, dis hulle wat volhard tot die einde toe wat gered sal. En weer eens, gee hy vir ons die Heilige Gees om ons te help in dit. Want as dit vir myself is, sal ek nie kan volhard. Ek sal nie kan uithou nie, ek sou dalk al lank opgegee het, maar omdat ek die Heilige Gees in my het, hy is die een wat my aanmoedig en bemoedig en sê, kom aan, jy kan hierdie doen. Ek weet nie, hoe doen mense dit sonder die Heilige Gees? Hoe doen mense dit vandag sonder die Here? En
Natuurlik is dit ook gehoorsaamheid. Dat wat ook al die Heilige Gees vir my vra, dat ek sal gehoorsaam wees. Nee, die wet staan nie meer op 2 kliptafels nie. Romeine sê, hy kom en hy grafeer sy wet, sy wil, dit wat hy wil hê ek moet doen op my harttafel. En wat ook al die Heilige Gees van my vra, moet ek gehoorsaam wees. Andreas heeft by sy afsluit. Ek glo elke wedergebore kind van God is soos 'n maagd. 'n Maagd is iemand wat hom of haarself een kan hou, set apart for one person only. Elkeen van hierdie 10 maagde is 'n persoon wat dalk Jesus bely het, die bridegroom en gewag het vir hom. Maar net 5 het ingegaan. Net 5 was gereed vir die bruidegom. En elkeen van ons wat hier so sit, as individu, as jy regtig glo, jy het werklik tot bekering gekom, wedergebore kind van die Here, is jy 'n maagd. Jy moet jou lampie olie, jy moet jy gereed wees. En wanneer ons ingaan, dit staan nie hierdie is wat ek glo. Is soos wat ons as individu 'n maagd is die kollektief van hulle wat dit maak en ingaan, die bruid. Dit sê hierso, want dit middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Middernag is donker. En dit gaan nie oor middernag so seer, ja, dit was in die Joodse tradisies het hulle baie kere die bruidegom in die middernag gekom om sy bruid te kom haal, soos 'n dief in die nag. Maar ek sien dit ook dat hoe donker dit die tye word, kan ons amper sê dis nag. En dit moet donker word. Sodat ons die lig sal sien. Ek wil vir jou graag lees 1 Tessalonisense 5. In Tessalonisense 5 vanaf vers 1 tot 11 sê, maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Dis amper as Paulus môre met ons kan praat, want julle weet, julle ken al die tekens, julle weet wat sê die woord van die Here. Daar sal gerugte wees van oorlog, daar sal pla wees, daar sal aardbewings wees. Ons weet al hierdie goed. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Onverwags. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers en susters is nie in duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Ons wandel in die lig. Ons is gereed. Ons weet hy gaan kom. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap nie, soos ander nie, maar laat ons wakker en nigter wees. Vra net vir iemand daar naby jou, is jy wakker? Is jy nigter? Nou die nigter hier is nigter. Want hy gaan net nie aan sê, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, wat nie nigter is nie, is in die nag dronk. Dis die meeste van die kere waar die party. Ons weet, party alkoholiste drink van die môre tot die aand. Baie mense werk in die dag. Waar drink hulle? In die aand. Of dronk in die nag.
Maar laat ons wat van die dag is, wat nugter is, wees met die borswapen van geloof. En jy kan dit nie doen sonder geloof nie. En dis nie geloof in my werke nie, dis nie geloof in die volgende ou se werke nie, dis geloof in Jesus Christus en dit wat hy vir my kom doen het. And I need to remain in him. Geloof en liefde vir God en liefde vir mense. En die helm, die hoop van die saligheid. Hoop vir verlossing. Wie het nog hoop dat Jesus gaan kom? Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die ander een op, soos julle ook doen. Bemoedig mekaar en bou mekaar op. Paulus sou nie dit geskryf het as hy nie geweet het dit sou nodig wees nie. Hy sou nie gesê bemoedig mekaar. Encourage one another. Want hy weet, vlees is swak, en baie keer is daar hierdie worstelstryd nog steeds tussen gees en vlees. Romeine, die volgende 3 verse sê daar, die wil dit graag vir jou die Engels lees. Romeine 13 vers 11 sê, the hour has already come. Nou as dit al in daai tyd gekom het, wil ek nie weet hoe naby ons nou is op God se oorlosing nie. But the hour has already come for you to wake up. To wake up from your slumber. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Revelation 16:15, Openbaring sê, look, I come like a thief. But blessed is the one who stays awake and remains clothed. Remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. Efesiërs 5 vers 14, en dit is die vers wat die Here vir gegee het vir sondaande. Awakening night. Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine his light on you. Ek kan nie wou vir die kerk om wakker te word. En dit gaan kom. Ek glo dit met alles wat in my is, en daarom glo ek is ek deel van dit. Is jy deel van dit? En is 'n Sondag aand en ons kom dalk net by mekaar om saam te sing of saam te bid of saam te lê of te kniel voor die Here, woord te hoor, wat ook al. Maar dit is om in die gees in te roep, wake up, sleeper, rise from the dead. Word wakker, Kleinmond. Word wakker, kerk. Word wakker, bruid. Word wakker, maagde, want Jesus kom, die bruidegom kom. Ons verlossing is naby. Is jy gereed? Dis die vraag. Is jy gereed vir dit? Ons dink partykeer ons is gereed. Ons dink partykeer ons is gereed. Wat jy het 'n lampie. Jou lampie beteken niks as daar nie olie in is nie. Ek is op 'n lamp, hier staan ek. Ons is die lamp. Maar as Christus nie in my is nie, as die lig nie in my is nie, die olie, die Heilige Gees, die salwing nie in my is nie, kan die lig nie skyn in hierdie donker wêreld. En ons is, ek glo op die oorlosie, ons baie naby aan middernag, want dit is donker as ons rondom ons kyk. As ons in die wêreld kyk, as jy op die internet kyk, as jy op die nuus kyk, dis donker. So we can expect the bridegroom is coming soon. But are we ready? Are we awake? Are we prepared? En as al tyd is wat jy in gebed moes spandeer, is dit nou. Meer as ooit van tevore.
'n skietgebed op pad hiernatoe in die kar. Ons skiet baie keer dit so uit die heup uit. Om net daai gewete te sis, net om I did it check. Was jy by hom? Was jy by hom? Iemand is mos nou by hom, ek sê in die kerk. Het sê niks. En jy kan selfs hier sit en aan die slaap wees. Die mense raak fisies aan die slaap, maar jy kan hier sit en aan die slaap wees. Is jy by hom, is jy met hom? Gaan jy weet as hy verby jou beweeg? Oggend in die oggendure maak my vrou my wakker, ek is diep in slaap. Ek skrik vir my. Wat is dit? Ek is diep in slaap, ek weet jy staan hier by my. Want jy is in die slaap. Sal jy weet as Jesus by jou kom? Weet jy hoe sy voetstappe klink? Weet jy hoe sy asemhaling klink? Weet jy hoe sy hartklop klink? Weet jy hoe hy ruik? Elke mens het mos 'n unieke reuk. Het jy dit geweet? Jy ruik Jesus. Het jy tussen gister en vandag al gebid? Tyd in die woord spandeer. Die laaste 3 dae, laaste 4 dae. En ek weet, hier sit mense of luister mense met 'n week laas of meer in die woord was in genuine tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer. En dit help nie net, jy kry die vrou en die kinders om die tafel en julle bid gou en lees 'n stukkie die wanneer laas was jy as 'n maagd by die bruidegom. Die deur toegemaak sonder enige distractions. En net by hom gesit. Want as ek en my vrou net verhouding het wanneer ons tussen mense is, gaan ons nooit verhouding bou nie. Daar kom tye wat dit net ek en sy moet wees en ons moet kan 'n koffie saam drink, ons moet saam kan eet, ons moet kan gesels oor die lewe. Nie net wanneer mense by is nie. As baie huwelike ongelukkig wat so werk. Hulle weet net om nice te wees met mekaar wanneer hulle by parties is en by ander crowds. Maar as hulle in die privaatheid is, dan kan hulle nie vir mekaar kyk nie, hulle kan nie vir mekaar net 'n mooi woord gee of enigiets nie. Dis hartseer. En net so verlang Jesus na jou, dat jy nie net by hom sal kom wanneer jy in die kerk is nie, maar dat jy van maandag tot Saterdag in die binnekamer sal ingaan en daar saam met hom sal wees. En ek wil vir jou sê, man of vrou vanmôre, dat daardie tyd is meer belangrik en meer kosbaar vir hom as die tyd wat jy hier so saam met hom het. En as ons daar in die binnekamer ingaan, dan gaan ons olie kry by hom. En dan kom ons almal met ons kannetjies saam kerk toe. Kan jy imagine wat gebeur? Halleluja. En ek sien dit op Sondag. Want God is 'n waarmaker van sy woord en ek love dit. Ek kan agter hierdie klavier sit en ek kan so gefokus wees op julle en wat nog moet gebeur en die preek wat moet kom, dat ek nie connect met die Here nie. En dan kyk ek net links en ek sien maar hier ervaar die persoon die Here in hierdie oomblik. En ek het geleer in my lewe dat as jy kom met 'n verwagting en jy kom om die Here te soek, dit gee nie om wie se pastoor en waar hy gaan preek en wat hulle sing hierso nie, but he will show up for you. He will come and meet you where you are at. Maar ons kom kerk toe en ons kom sit hier met goed in ons harte, want ek hou nie van die pastoor nie, ek hou nie waarvan hy praat of wat hy gepraat het, of hy het my nou al vir 3 weke lang nog nie kom besoek, of wat ook al nie, jy sit hier met hierdie goed in die harte, en ek is jammer, maar jy steel by jouself. Jy steel nie by my nie, en jy steel nie by die volgende persoon nie, maar jy steel by jouself, want Jesus kom en hy beweeg verby, en hy kom staan, maar jy is so, jy is nie nigter nie. Jy is dronk op die wêreld, dronk op al die bekommernisse, dronk op al die goeders van die lewe. Dat jy nie besef wie voor jou staan nie. Ek gaan vanaand deel kort, ons gaan meer bid, meer worship, kort deel. Just to touch you. Touching Jesus is all that matters.
and your life will never be the same. Your life will never be the same. As jy vanmôre voel, jou geestelike lewe is dalk 'n bietjie aan die slaap. Dis okay, daar's nie judgment nie. Ek het al baie keer so my lewe gemaak, as ek al onder dan slaap ek en dan kom ek so uit en as jy vanmôre voel, miskien jy slaap, dan wil ek hê, jy wil vanmôre hê die Heilige Gees moet jou kom wakker maak. Wil ek hê jy moet saam met my staan. En as jy vanmôre saam met my wil staan vir in plek van iemand wat jy weet slaap, kerk wat slaap, die bruid wat slaap, wat ook al, wil ek jy moet ook vir my staan vanmôre, as jy wil. As jy moet oordeel of enigiets. Ons kom staan vanmôre, party staan vir hulle self en ander staan in vir die liggaam, vir die wat wel slaap, vir die familie, vir die vriende, dalk 'n man, 'n vrou, 'n kind, wat vanmôre aan die slaap is. En ons vra Heilige Gees, ons roep vanmôre uit, come and awaken your bride. Kom maak ons wakker, Here. Laat die woord, Here, weer in ons harte brand. Laat die vuur weer in ons harte brand. Bid, Here, dat U in hierdie gemeente sal werk, dat U sal begin hier. Kom steek, Here, net weer 'n nuwe vuur in ons aan die brand, Here. Verteer alles, vat alles weg, Here, van ons wat nie van U af is. Elke jaloesie, haat, twist, offense, en wat ook al daar in ons harte mag wees, wat vanmôre U nie behaag nie. Kom brand dit weg, Here, deur die Heilige Gees. En wil ek bid, Here, dat U lig in en deur ons sal skyn in hierdie donker tyd waarin ons leef. Begin hier by my vanmôre, Here. Jezelf staan. Vra net vir Jesus nou. Jesus, steek my aan die brand. As jy vir iemand anders staan, noem het by die naam, noem maar persoon by die naam, sê, Here, steek Susan aan die brand. Here, kom steek vir Jaco aan die brand. Here, kom steek vir Wilmien aan die brand. Here, daar die gemeente, daar ver, daar Johannesburg, steek hulle aan die brand, Here. Kom herleef, Here, die kerk. Kom herleef, Here. En ons weet, Here, ons is dankbaar vanmôre vir die wat se klere onbesmet is, wat hulle self rein hou, wat in die wynstok bly, wat deursettings vermoë het. Ons is dankbaar, Here, vir hulle wat nog op die pad is, wat se lampies nog brand, wat ekstra olie het. And Lord, I pray that you will keep them till the end of days. All for your glory. All for you. Amen.
as jy wil weet of wat goed is baie keer in jou lewe wat nog moet verander, en jy is onseker. As jy baie keer onseker is of jy die vlees al oorwin, dan wil ek vir jou sê vas. Dis die gouste. Vas is nie om die Here se arm te draai nie. Vas is nie om die goosebumps te hê en die emosies en die gevoelens nie. En vas kom die Here baie keer en hy bring dit wat ver geberge is. Daardie trots, daardie haat, daardie wrokke, daardie onvergewensgesindheid, daardie wat ook al dit mag wees, en hy kom lig dit na die bodem. Nie om jou te oordeel nie, maar om dit af te skep soos goud, dat ek en jy suiwer kan word. Ek en my vrou is in 'n vastyd. Ons maak Vrydag klaar met ons 40 dae vas. En daar was 'n ongelooflike mooi oomblikke en waar ons regtig voel ons nader aan die Here kom, maar daar was baie moeilike tye in my persoonlike lewe die afgelope 40 dae. Waar die Here sekere goed kom challenge binne in my en sekere goed vir my kom wys. En dis nie altyd lekker, en dis altyd maklik om dit te hoor nie. Maar ek dank die Here want ek weet, dis deel van die proses om my gereed te hou en gereed te maak vir wanneer hy kom. So mag die Here ons help om gereed te wees vir wanneer hy terugkom. Amen.